Goeiemôre, hartlik welkom vanoggend hier by die NG Gemeente Onze Rus. Ja, die eerste Sondag van 2025. Mag u ook hierdie jaar met ons die pad saamloop, wanneer ons gaan bou aan ons verhouding met ons Here Jesus Christus, maar ook wil ons hiermee uitreik na mekaar en so bou aan ons verhoudings met mekaar, ja, in gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Ek wil vanmôre graag saam lees uit Jesaja 43. 'n gedeelte waarin daar ook so 'n bietjie retrospeksie gedoen word, maar waar daarin veral aangemoedig word om vorentoe te kyk. Ons gaan saam lees daar vanaf die 14de vers tot aan die einde van die 21ste vers. Kom ons bid nou eers saam. Here, onse Here, baie dankie dat ons vanoggend ook met U kan praat en dat U inderdaad die middelaar is wat tussen ons en ons Vader kom staan. En dat ons weet dat U, ons Here Jesus, ons juis aan die bron van hoop, ons hemelse Vader, kom vasbind het, sodat ons nie troosteloos of hopeloos 'n nuwe jaar kan aanpak nie, maar dat ons dit voluit kan doen, in die wete dat ons Here steeds ons in sy hand hou. Dankie vir die genade en die liefde, dat ons die kinders kan wees. Ons kan maar net vanmôre in verwondering stil staan, dat U, wat so groot almagtig is, soveel kom betaal het. Ons Here Jesus, U lewe aan 'n kruis kom gee, sodat ons die kinders kan wees. Dankie vir daardie voorreg. Dankie vir die voorreg dat ons U woord het, waardeur U ook vandag nog met ons praat. Seën U woord aan ons, o Heer, en gebruik dit om dit wat verander moet word, te verander, sodat ons nuwe mense, kinders van U sal wees, wat voluit vir U sal lewe. In die naam van Jesus. Amen. Jesaja 43, daar die 14de vers. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel, om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug met dieselfde skepe waarop hulle vroeër hulle self beroem het. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters, hy wat die strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle. Hulle soos 'n lampet uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk, my uitverkore volk se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Ons uitgangspunt vanmôre is daar die pragtige 18de vers. Ek lees dit weer. Moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. En dan dit wat daarop volg. Ons gaan hierdie hele geleesde gedeelte vanoggend bekyk met die tema vind troos en hoop in God wat sy beloftes hou. Geliefdes, wanneer ek en jy hier by die eerste Sondag van 2025 stil staan, kan dit nie anders nie dat dit mos so 'n bietjie 'n bestekopname tyd is. En wanneer 'n ou so 'n bietjie bestekopname van jou lewe doen, dan sien 'n mens dinge raak. Ja, dalk is daar hierdie dinge wat jy graag sal wil onthou van 2024. Die mooi dinge, die lekker dinge. Maar dan, aan die ander kant, is daar ook hierdie moeilike dinge.
Die dinge wat 'n mens maar net wil hoop nooit weer gebeur nie. Want dit was dalk moeilik om te dra. Dit het dalk groot hartseer, pyn gebring wat ons beleef het. En dan is dit moeilik. Want hier lê dan 'n nuwe jaar voor en ons weet hierdie jaar sal ook sy eie versoekings bring, sal ook sy eie beproewings bring. Ja, ons weet nie wat wag nie. En dan is dit nie dat 'n mens dan so 'n bietjie met huiwering die toekoms tegemoet gaan. Kyk nou wat het verlede jaar gebeur. Kyk hoe dinge uitgespeel toe ek verwag het dat dit sou goed gaan. Dinge het net moeiliker en moeiliker geword. In die gedeelte wat ons saam gelees het, bevind ons in die Babiloniese ballingskap. Ons weet die 10 stamme is weggevoer deur Assirië, die hele ou wêreld in. En toe kom Nebukadneser natuurlik aan bewind van Babylon. Hy verslaan die Assiriërs en neem die ou wêreld oor, kan ons maar sê, en word 'n wêreldheerser. Nebukadneser vat die beste van Israel na Babylon. Hulle slimste mense, hulle edelware, dit alles is Babylon toe. En hier kry ons ballinge wat sukkel. Want sien, hulle God is nie meer daar by hulle nie. Die Israeliet was 'n mens gewees wat, as hy die tempel daar gesien het, dan het hy dadelik besef, maar God is hier by my. Hy is hier tussen ons. Hy is met ons op pad. En nou sit hulle net tussen die Baals en die Astartes en hulle wonder, maar waar is hulle God? En hulle sien hierdie gode se mooi tempels. Maar waar is die lewende God wat hulle aanbid dan? En dan kom Jesaja. En dan wil Jesaja hulle eintlik kom vertroos en vir hulle nuwe hoop gee. Hy sê vir hulle daar so pragtig in die 15de vers, die Here sê, ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. Daarmee kom Jesaja en sê eintlik, maar God is steeds daar. Hy is ook daar by julle in Babylon. Hy is ook daar waar julle dink hy nie is nie. Ek is die Here, julle heilige God. En dan gaan hy voort en hy wil vir hierdie ballinge sê, maar vind troos en hoop in die God wat sy beloftes hou. Ek dink ons kan dit ook maar weer hoor volgende. Hier in 2025, die eerste Sondag, vind troos en hoop in die God wat sy beloftes hou. In die eerste plek, 'n blik op die verlede herinner aan God wat sy beloftes nagekom het, soos hy gesê het. Ek lees vir u weer die 16de vers. So sê die Here, hy wat op pad is met sy volk. Hy wat sy volk lei, wat sy volk dra en vertroos. Hy kom sê hier so mooi, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Inderdaad, die God wat so met jou en my op pad is, dat my suster, die Israeliete kon hoor dat God by hulle is. Die Israeliete kon hoor dat God inderdaad vir hulle 'n pad gemaak het deur die see. En herinner kon word aan die gebeure wat hom afgespeel het, destyds en lank terug in hulle lewe, toe hulle vir die Farao gevlug het en hulle voor die Skelfsee te lande gekom. Hulle het die wonderdade van die Here gesien. Hulle het gesien hoe die Here hulle vertroos, hulle versorg, hulle dra. Hulle het trouens gesien waar die slagordes van die Egiptenare in die see verdrink, as die Here sy hand oor hulle uitstrek. Al hierdie dinge het hulle gesien. En daarin kon hulle troos vind, in die wete dat die Here versorg het. Hoe het God ons nie
betroos en gedra. Ons kom inderdaad deur 'n moeilike jaar en ek dink baie van u het die jaar as bitter moeilik belewe. Ekonomie was maar taai gewees die afgelope jaar. Dinge het op baie gebiede skeef geloop. Op die wêreldtoneel het dinge ook maar nie verander nie. Dit bly maar nog steeds 'n wêreldtoneel gekenmerk deur oorlog. En so kan ons voortgaan. Maar ons kon staat maak op troos. Troos wanneer die hartseer ons wil oorweldig en wanneer dit voel asof ons nêrens heen op pad is nie. Troos om te weet dat daar inderdaad mos 'n toekoms is, altyd in ons Here Jesus Christus. En daarom is dit goed dat ons terugkyk na die verlede, maar daarby hoef ons nie stil te staan nie, wat ons teks so mooi sê. Ons kan ook mos vorentoe kyk, want ons weet die Trooster is by ons, die Heilige Gees wat in ons bly. En daarom, 'n visie op die toekoms wil ons aanspoor om op God te vertrou, wat elkeen van sy beloftes vir ons vervul. Ons het 'n blik op die verlede gehad, waarin ons kon sien dat God ons vertroos, juis deur die vervulling van sy beloftes. En nou hierdie visie op die toekoms. Maar moenie net aan vroeër dink nie en by die verlede bly stil staan nie. Kyk, ek gaan nie dies doen. Dit staan al klaar op die punt te gebeur. Jy kan dit al sien kom. En dan is dit interessante taalgebruik, nê. Dis asof dit reeds daar voor jou is. Dis asof dit reeds klaar plaasgevind het. En dan word daar gesê, 'n pad word deur die woestyn gemaak. 'n pad. Inderdaad, die Israeliete het geweet waarvan Jesaja hier praat, as hy die Here so aanhaal. Hulle het geweet hoe belangrik 'n pad is. Want sien, Jerusalem, daardie stad waarna hulle so verlang het tussen die berge gelê. En daardie pad wat hulle sou verbind aan die terugkeer van Jerusalem. Dit sou 'n pad deur die woestyn wees. En dan sê die Here, maar hy sal daardie pad maak. Hy sal hulle teruglei na Jerusalem toe. En vir jou en my, in ons woestynland van sonde, maak God 'n pad. Nee, Jesus Christus word die pad, sodat ons op daardie pad ons voet kan sit, en juis inderdaad uitkom, by hoop vir die toekoms. Jy sien, my broer en suster, hierdie pad, wat ons so nodig het, is die alleen pad, om by ons Vader uit te kom. Daarom skryf Johannes, wanneer hy ons Here Jesus aanhaal, en hy sê, die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, behalwe wanneer hy in my glo. My pad. Die pad deur die woestyn vir jou en my. Wanneer Jesus Christus aan daardie kruis sterf, dan word hy die pad. En wanneer ons die graf daar leeg sien, dan weet ons, die pad is voltooi. Hy is die enigste weg na die Vader. En niemand anders nie. En daarom kan ons ook vanmôre opnuut hoop vind. Hoop vind in hom wat vir ons die pad kom word deur die woestyn. Trouwens, ons teksgedeelte praat van die woestynjakkalsie wat sal jubel, en selfs die volstruise, dier wat gekenmerk word as 'n woestyndier, sal bly wees. En ek en jy, ons kan met gejubel hierdie nuwe jaar ingaan. Want sien, ons ken die pad, want ons word so verbind aan die bron van hoop. Daar waar enigste werklike hoop te kry is, by ons hemelse Vader, deur ons Here Jesus Christus. Mag ons hierdie jaar juis vol moed, vol hoop
tegemoet gaan en troos vind in hom wat sy beloftes gehou het tot hiertoe en wat elkeen van sy beloftes waargemaak het, selfs die beloftes waarin ek en jy so ryklik kan deel vandag in sy redding, maar wat ook beloof dat hy by ons sal wees, dat hy die pad word na die Vader, waarin ons hoop kan kry, en dat ons juis net aan hom kan vashou. Mag ons hierdie jaar so tegemoet gaan, met hoop, met vertroue op ons Here. Amen. Here, baie dankie, dat U die weg, die waarheid en die lewe is, en dat ons weet dat U die pad na ons hemelse Vader is. Dankie dat ons juist deur U aan die bron van hoop vasgebind kan wees, en hoop en troos in U kan vind. Dankie dat U 'n jaar met ons gestap het, 'n jaar waarin ons eintlik in verwondering staan, want 'n jaar wat so gekenmerk is deur die wonderdade uit U hand. Dankie daarvoor, o Heer. Ons verdien niks daarvan nie. Maar dan wil ons ook maar net in ons nietigheid en in ons broosheid ook vandag kom vra, loop U self vooruit. Ja, Here, wys U die pad so duidelik aan, sodat ons sal volg, daar waar U ons sal lei, ook in 2025, en dat ons diep afhanklik steeds sal opkyk na U, en weet, o Gees, U is in beheer, ook in ons lewens, en U is die een wat vertroos. Ons bid vir hulle wat vandag eensaam en alleen is, hulle wat dit op een of ander manier moeilik het, ekonomies dalk baie swaar kry. Ons bid vir hulle wat siek is, wat worstel met terminale siekte, ook hier in ons gemeente, Here. Ons dra hulle op wat in hierdie tyd ook om 'n kus sal staan, om afskeid te neem van 'n geliefde, dat U hulle elkeen sal dra, en dat U hulle elkeen in die groot genade sal hou vas. Gebruik ons om U lig in die wêreld te bring, Here, en om mense so te beïnvloed deur ons optrede, dat hulle U sal sien en in U sal glo. In die naam van Jesus. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan.
blasbasyne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal